OK, soos beloof, weet julle, hier is ons derde dam en dis die alombekende Bloemhof. Ek en my familie is vir die dag op 'n roadtrip. So hier waar ons nou staan, sal julle sien hier agter my is Kingswood afrit. Nou hoekom Kingswood afrit? En die eenvoudige rede daarvoor is ek dink elke hengelaar in hierdie land het al gehoor van bamboespruit, waar baie van die nasionale kampioenskappe, sowel as wêreldkampioenskappe al gehengel, verlaat het kraal, wat 'n baie bekende oewer is, maar dis kompeterende oewers. En dis hoekom ek hier staan, want dis die bordjie waar jy afdraai om so toe te gaan. Dis reg in die begin amper van die dam. En julle sal sien, ons is omtrent 40 km uit die dorp uit voordat jy die afrit kry. Maar soos ons aangaan, gaan ons vir julle die storie verder vertel en presies verduidelik waar kan jy gaan kamp en wat kan jy doen en die oewers vir julle uitwys. Maar kom ons gaan. Julle sal sien, hier in my agterkant is die bordjie van die noordwes gedeelte van die oewer van Bloemhof waar jy kan kamp, jou boot bring, so met ander woorde, dis oop vir die publiek. En op pad hiernatoe, want is in 'n natuurreservaat, het ons 'n klomp elande gekry, ons het dit vir julle afgeneem. So al wat jy moet doen is as jy verder op ons video kyk, gaan jy 'n telefoonnommer kry, hoe jy natuurbewaring in die hande kan kry. Jy sal by hulle die fooie ook kry, maar dis die hek waar jy ingaan van die R34 af, onthou hom, dis die Hoopstadpad. So met ander woorde, die Hoopstad is nou die ander kant van die dam, natuurlik aan die Vrystaat-kant, van Bloemhof af die R34. Hierdie is die noordwes gedeelte, die natuurbewaringsgedeelte, waar jy kan kom kamp en na hartelus kan visvang. Nou, ek het die wonderlike voorreg om hier by Bloemhof dam te wees. Nou, hoekom sê ek is 'n voorreg? Dis seker een van die mooiste damme met die meeste potensiaal en almal wil altyd Bloemhof hengel. En dit is een van ons damme wat ons gevat het en uit mekaar uittrek vir julle in verskillende formate, natuurlik die aas, die gery, die oewers, die tipe hengel, afstande, verblyf, die grootte van die dam, waar kry jy die dam. En ja, ek sit nou, soos ek nou hier met julle praat, op die natuurbewaringsgedeelte aan noordwesse kant, op die R34, dis die pad wat van Bloemhof af Hoopstad toe gaan. En soos julle hier op my regterskouer kan sien, julle links, is die brug, die welbekende brug wat vanaf die Vrystaat letterlik na die noordwes toe gaan, want die rivier is natuurlik tussenin. En ek het voor my arsenaal gaan staan as dit kom by die stokke wat op hierdie stadium verleen Bloemhof om daartoe om vis te vang, enigiets van omtrent 30 meter afhangende van waar jy hengel, en ons gaan die oewers ook vir julle opbreek. Van 30 meter tot, kom ek sê, 130, 140 meter. En natuurlik kan jy nie met daai groot, lang, swaar stokke op 30 meter hengel nie. Nou, ek het voor my arsenaal gaan staan en my hand het heel eerste geval op een van Sensation se ouer weergawe stokke, nog steeds die short range, maar 'n 9 voet, en ek gaan hom vir julle vat en vir julle baie mooi wys daar. As die kamera daar op hom inzoom, dis 'n baie sagte ligte stok. Nou, hoekom dit? Want as jy hier op jou voete hengel en die vis vat hom en hy gaan met hom en jy slaan hom, laat hy nie te styf is en hy hoekie uit sy bek uit haal nie. Dit is 'n ongelooflike lekker hengelstok. Dan natuurlik, wanneer ons gaan vir 'n bietjie verder afstande, sal ek niks anders te optel as my nuwe generasie short range stokkie. En julle sal sien is daai mooi olyfgroen met die camo greepies. En dis 'n stokkie wat lekker kan wikkel hier van 40 af tot omtrent 90, 95 as jy hom nou so 'n bietjie begin kielie. Julle sal sien ek het hom tot so 'n bietjie verander hier op my oogie, dat ek net weet dis my stokkies, want ek en seun is deesdae besig met dieselfde stokke, so ek moet maar op 'n manier my stokkies vir myself kan identifiseer. So dit sal my 10etjie wees tot op hy 95. En soos ek vir julle ook nou al telke male verduidelik het, my DCR, en dis my nuwe babietjie. Die rede daarvoor is omdat hy so lig is, so onder 300 gram, soos ek op die vorige een ook verduidelik. Hierdie is my 12 voet sessie. Ek kry hom van 'n 12 af, en jy gooi enige gewiggie, wil ek amper sê tot op 100 gram, baie gemaklik. Ek is baie lief om met die veertjies te hengel, en dit is 'n stok wat, omdat hy so lig is, kan jy hom lekker, hy's lekker responsive. So hoe vinniger jou handspoed is,
hoe lekkerder gaan daai stok. En omdat hy lig is, kan jy dit die hele dag doen. En dit maak 'n groot verskil, veral in die kompeterende gedeelte, waar jy op daai kolletjie wil bly en jy wil dalk so 'n bietjie verder hengel, is dit 'n ongelooflike dinamiese stok. Tot daai Carbon, julle kan die hele storie gaan lees, T1100, en die grepe, alles to the T. En dan natuurlik, as ons nou gaan en jy wil nou dryf, dan dryf jy nie met 'n eyster nie. Jy dryf met 'n hout of 'n groot kop. En daar's die Ballistics, my 13 voet 6. Dis 'n stokkie wat jy kan druk. Ek wil amper sê, hy het baie min limiet, maar as jy daai groot eysters wil gooi en jy wil daai 130s, 140s, 150s, die jong bulle, gooi hom tot op 170 en dis met 10 pond lyn. Jy moet onthou, ons is nou beperk met 10 pond lyn. Ons kan nie meer die 5 pond hengel nie. En dit is natuurlik die stok om dan daai groot kanonne te skiet. Kom ons sit hom daar een kant en dan gaan ek by die katrolletjies begin. Heel eerste vir daai klein stokkies, vir daai 9 voet, is natuurlik die Tactical, die 4000. Dis 'n ongelooflike gladde katrol en sy werksfunksie is fenomenaal. Glad, die manier hoe hy die lyn oprol, perfek. So ek sal hom op daai 9 voet en op daai 10 voet stokkie sit, sonder om te twyfel. Maar, the new kid on the block, en ek sê vir julle, die katrol gaan nog vreeslik baie aftrek kry, is die Booster. Baie dieselfde as die Aventa, baie glad, selfde remsysteem voor, daai 1 klik, 2 klik, dan is jy op jou drag system. Hy het natuurlik 'n buiterander's funksie, wil hom net vir julle so draai, die dubbel handvatsel, en dit maak natuurlik die balans op hierdie katrol fenomenaal. 7 bolberings of koelaars, en julle kan self sien hoe rol hy die lyne op, maar dis 'n ongelooflike gladde katrol. Nie net 'n goeie katrol nie, maar 'n looker ook. Dis 'n baie mooi katrol. En dan natuurlik die ou Straitos, Aventas. Dink daar's geen hengelaar in hierdie land wat nog nie te doen gehad het met Aventa nie. Jy kry hom in 'n 5 en 'n 6000. Dis vir jou 'n bietjie verder hengel. Julle sal sien sy spoelkapasiteit is ook so bietjie groter, maar jy kan elkeen van hierdie katrolle dophou hoe hy sy lyn oprol. Daar's geen bumps of niks nie. Hy's baie gelyk. En kyk, as ek daai handvatsel draai, ek raak hom nie eers nie. En dis hoe maklik hy draai. En vir jou hengel om van daar agteraf terug te kom, het jy nodig om 'n lekker gladde katrol te hê, want dit is baie werk om van daar agteraf te kom. En natuurlik dan die groot gun. Om net daar uithaal, die Obsidian, ek draai hom soveel dat julle mooi kan sien, kom ek slaan hom daar oor. Ek sien die skaduwee is bietjie daar. En kyk ook sy lyn lê. Dis 'n ongelooflike katrol, want vir elke keer wat jy daai handvatsel draai, kom maar oor 1 meter lyn terug. En glo my, van hierdie groot spoel af, kom hierdie lyn, ek wil amper sê soos, hy's doeksag as hy afkom van daai spoel af. Julle sal sien die lyne wat ons op het, is natuurlik die SVB kolleksielyn. Jy kry hom in 3 verskillendes. En ek is baie lief vir die DC Pro, en die rede daarvoor is want hy dubbel alles, hy dubbel die knoopsterkte, sy polymer is fenomenaal, hy's baie glad. Jy kry hom selfs in 'n Sensation leaderlyn. Hierdie ene, jy kry hom 20 en 22, ek is baie lief vir die 20 pond. Jy kan nie glo hoeveel kan hierdie lyn vat nie. Partykeer vergeet ek van die leaderlyn, en hy wys jou uit hierso so na die tweede dag toe waar jy nou regtig hard gehengel het. So jy moet hom maar vervang, maar hy super glad, sy deur die oogies gaan, hy knoop so lekker aan 'n dun lyn, dat daai knoopie klein as jy hoor hom nie as hy deur die oogies gaan nie. So dit is ons gery wat ek sou voorstel vir Bloemhof, en onthou natuurlik, elke ou se budget is anderste. Dit het ek hier gewys het, is van die goedkoper stokke tot die baie duurder stokke. Maar gaan koop dit wat jy kan bekostig, want Sensation is top notch as dit kom by verskillende modelle vir verskillende pryse. En jy moenie dink as jy 'n stokkie koop wat 'n bietjie goedkoper is, dat hy nie die mas opkom nie. Dit is ongelooflike toerusting wat hierdie ouens vir ons gee om mee te hengel, en dit maak net jou hengel makliker en lekkerder. Nou ja, ons gaan na die volgende oewer toe gaan, ons gaan 'n bietjie aaspraat daar, en julle sal sien waar eindig ons op. Ons gaan nou so 'n bietjie daarna die beach toe, as ek dit so kan stel. Nou hier staan ek by seker een van die bekendste landmerke van Bloemhof, en dit is natuurlik die brug
wat die Noordwes en die Vrystaat skei. Ek dink elke liewe hengelaar in die land, wat al in Bloemhof was het oor hierdie bruggery, die R34. Nou Bloemhof, kom ons begin by Bloemhof, waar het Bloemhof ontstaan? Bloemhof was eers Oppermans Pandam. En dit was hier in die 60s. En toe het hulle besluit om Bloemhof te bou, en Bloemhof is gebou in 1970. Nou dis 'n ongelooflike lang tyd terug, toe ek maar 2 jaar oud, so julle kan self die wiskunde gaan doen. En van daar af ken ek Bloemhof. Ek het letterlik as 'n kind groot geword met die naam Bloemhof. My ma was nogal hier gebore. So sy's 'n oud Bloemhoffer, so hier's ek weer terug in my roots, en my pa het my hier groot gemaak met visvang al die jare. Nou hoe groot is Bloemhof? Bloemhof is net so onder die 1.3 miljoen kubieke meter water in terme van sy inhoud wat hy het. Nou sy oppervlak is so tussen 220 en 230 kubieke kilometer. Nou as jy daai syfer kan maak, so jy weet dis 'n hengse groot stuk aarde. Dis die 6ste grootste dam in ons land. Sy damwal is so by die 34 meter hoog, maar hoor gou hierso, sy lengte oor die 4 kilometer. So sal hom nou uitgebou het, maar hy het 20 sluise wat hy kan ooptrek. Nou dis Bloemhof in 'n netedop. Hy word bedien deur 2 riviere. Een is natuurlik die Vaalrivier wat die deurloop, en dan die Vetrivier wat al die pad van Hoopstad afkom. En hierdie dam het 'n magdom verskillende oewers, en ek dink miskien 3% van die dam word gehengel of kan gehengel word. Ons gaan nou oorgaan hier na Sandveld toe. Ek wil julle baie graag wys hoe mooi is dit daar. Ons is nou by Noordwes, soos julle weet, en dan wys ek vir julle die aas wat ek sou voorstel vir die dam na al die jare se ondervinding wat ons hier opgedoen het, en natuurlik wat my professionele mense vir my deurgegee het. Maar kom ons gaan oorkant toe. Nou ja, ons is nou hier by die Sandveld Natuurreservaat, en ek noem die see as ons eie binnelandse see, want dis net sand waar jy kyk. Jy kan kilometers hier afry, al wat jy gaan kry, jy sal sien, hy tot lyk amper soos klein duintjies. Maar wat gaan ons nou doen? Soos ons beloof het, ons gaan so 'n bietjie deur die aas praat, en ek het nou so, toe ek nou so afry saam met al die mense gekyk, jy weet, hierdie is 'n sosiale oewer of note. En wanneer jy so baie mense by oewer het, moet jy weet, gaan daar baie voer in, is daar baie vis. En ons het vandag ons ou staatmaker die 4 kg gewone pleinvoer saamgebring. Hoekom 'n 4 kg? Omdat jy so baie vis vang. Dan het jy nie nodig om 'n klomp pakke te koop. Jy kan 1 pak koop en ek gaan hom spesifiek vir julle aanmaak. Al wat ek doen is ek druk net 'n gaatjie daar in my sak, klaar die water ingegooi. Nou, ek het nie 'n formule nie, en ek het dit al hoeveel keer gesê, en ek dink ek het dit net op 'n veel kere gedoen. Julle sal sien, hy het 'n lekker, daar val 'n stukkie van ons handvatseltjie in. Ek het dit nou al net heeltemal te veel gedoen, en julle sal sien, die dele op hom is lekker grof. Ek hou daarvan om Bloemhof grof te hengel, en dan gaan julle ietsie wys vandag, wat ons baie lief is om in Bloemhof te doen. En dit natuurlik, om so 'n bietjie goedjies by te sit. Ek het selfs ons peld saamgebring met die monster mix by, maar wat ons gewoonlik doen is, en ek wil vir julle daar wys, daar is gewone koe heelpit mielies, wat hulle lekker gemaak het met hierdie blikkies. Hulle het vir hom 'n self oopmaak dingetjie opgesit, sodat jy nie nodig het om hom elke keer met 'n blik oopmaker oop te maak. Dit help natuurlik baie. Julle sal sien, ek het al die water afgegooi van die mielies. Ek het hom bietjie uitgespoel met die damwater. Die rede daarvoor is maar net daai soutte en goed wat daarin is, of die chemikalieë. En hierdie blikkie gooi ek by so 'n mengsel die helfte van die mielies by. Nou gaan julle vir my vra, maar wat is die rede daarvoor? Die rede daarvoor is hierdie pypies gaan lê almal op die bodem nadat jou droë voer opgelos het en dalk nou al weggedryf het. Bly hierdie mieliepypies agter, en daai, ons noem dit freebies, is baie goed vir Bloemhof karp, want jy kry groot skole van groot karp
en glo my, so skool oor jou voerplek gegaan het, of oor jou plekkie waar jy hengel, is dit letterlik minute, dan het hulle al jou voer opgevreet, en dis die rede hoekom ons dan die freebies insit, dit hou hulle so bietjie langer in daai area, en jou vis is ook geneig om groter te word. Wanneer daai vis lekker hard begin byt, dan sit ek sommer van die pitte wat in my voer is aan, want jy moet onthou, hulle eet daai pitte, so dan sit ek dit sommer aan, en baie keer vang jy nou net daai beter 4-5 kilogram karp. So onthou dit volgende keer as julle kom, julle kan natuurlik julle geliefde Extreme aanmaak en insit, niks fout daarmee nie, maar as ek Bloemhof toe kom, hou ek van grof, ek hou van particles, hou daarvan om die vis daar te hou, en soos julle daar kan sien natuurlik, die fairy dust, Boyers fairy dust, sommer SVB fairy dust, straightforward uit daai geelhouer uit, en jy kan die lekkerste visvang verwag net hier by Bloemhof. Nou, wanneer dit kom by reuke in Bloemhof, gaan ek wil twee goed uitlig. Een is baie keer is die vis lief vir baie meer konsentraat, omdat daar so gros hoeveelheid vis is, en dan kleur. Bloemhof se karps reageer verskriklik goed op helder groen, met ander woorde dips wat baie kleur afgee, soos jou sniper, soos jou tracer, jy weet, soos jou black widow. So jy moet nie bang wees om kleur in hierdie dam in te sit nie. Julle sal sien, die botteltjies wat ons daar uit het, is absoluut Bloemhof ase en reuke, maar dit sal julle baie mooi sien in die klip wat ons maak. Ons gaan dit vir julle opsit, sodat julle kan sien. Flouties is seker die enkel belangrikste aas wat Suid-Afrika verander het. Nou hoekom? En ek vra altyd vir die mense, hoekom hengel jy met 'n dryfaas? Baie belangrik, wanneer jy jou droë voer in die water gooi, is daar altyd 'n klomp particles wat opkom. So met ander woorde, jy het klomp drywende goed, en julle sal sien al hierdie flouties wat hier is amper replikas van die gere wat ons daar hengel. Jy het jou Statterfit, jou Bandlik, jou Legend, jou Garlics, Gumtrees. Dan het ons natuurlik ons duos ook ingebring wat dit vir jou baie makliker maak. Onthou die Wasp is 'n bitter goeie flout op hierdie stadium, enige plek in hierdie land, perre by Gumtree. Jy gaan en jy kry vir jouself, ek wil amper sê, selfvertroue in dit wat jy doen. Jy het nie nodig om verskriklik rond te speel nie. Ek dink jy gaan baie vinnig, omdat jy baie vis is, jy akkuraat hengel, en jy sit hierdie goed op jou hoek, en jy sit die regte konsentraat op die voerbol, is jy away. En wat ek ook wil sê is, hier in die middel sal julle sien, het ons sommer ons Bandspice flouts, die groot ene, uitgegooi. Dit is 'n saftige oezer. Helder oranje, dit op hierdie stadium is dit 'n kleur wat baie goed deurkom. Veral wanneer die vis aggressief byt, is daai groter aas baie goed. Julle sien ek het 'n Gumtree millipit. Ek hou dit so simpel as moontlik, dat ons nie te veel goed het nie, want ek sê op die einde van die dag word jy so deur mekaar deur te veel goed te hê. So ons het alles vir julle mooi in 'n neute dop gesit. Kom Bloemhof toe, jy kan dit maar kom gooi, jy sal sien, jy sal sakke en sakke vis vang. Nou by Bloemhof is ek natuurlik glad nie bang om 'n valdamstrop te gooi, of soos die ouens nou deesdae sê, 'n slider nie. Nou dis 'n baie maklike strop, soos julle daar kan sien. Op die hooflyn sit jy natuurlik jou gummies, wat hierdie ouetjie natuurlik kan vaspien, of jy kan hom op en afstel, so met ander woorde daai hoekie kan skuif. Dieselfde met die een onder, kan ook dan skuif, en jou gewig kom onder aan hierdie gedeelte vas. So jy kan nou 'n baie groter applikasie of 'n swaarder applikasie hengel, soos byvoorbeeld 'n 75 gram gewig of 'n 100 gram gewig. 130 begin al ekstreem raak, maar so kan jy sensitiwiteit kry. Onthou, ons het al hieroor gesels, sowel as afstand. So wanneer die wind byvoorbeeld waai, wanneer daai vis ver sit by oewers soos byvoorbeeld Verlatenkrul wat baie vlakker is daai vis geneig om daar agter te sit. Selfs hier by Sandveld het ek hulle al baie mooi gevang, want die rivier is 'n bietjie ver van die kant af, met hierdie gly valdamstrop. En dan natuurlik my gunstelingstrop is hierdie ouetjie met die veertjie aan. Dis wat ons noem 'n gewone rietvleistroppie. Nou hy is so in die orde van omtrent so 45 cm lank. Daai hoekie gaan lê natuurlik op die voerbol, soos julle daar kan sien. So daai hoekie gaan daar lê, en daar's jou onderste hoek. Wat ons baie keer doen is ons vat die hoekies, draai hom terug,
sit hom terug in die bol. Wanneer daai vis voer op daai bol, is die aas natuurlik direk voor hom en dit is makliker vir hom om te eet. Hoekom die veertjie? Ek hou van 'n baie sagte voerhengel en wanneer ek 'n bietjie verder wil hengel en jy het te sagte voer, is jy geneig om hom af te gooi op 'n gewone gewiggie. So, hier is nie 'n baie swaar gewig nie, is omtrent 30 gram. En jy kan verbaas wees hoe ver gooi jy hierdie ouetjie. Dis ouens wat hom baie ver gooi. My meet is omtrent so hier by 125, dalk 130 wanneer ek hom nou bietjie begin kielie. Maar dan moet jy onthou daai voer is lekker sag en hy kom maklik af. Dis die 2 stroppe wat ek sou voorstel vir die ouens hier by Bloemhof. Moenie te intricate raak nie, dit plaai jou net. En dan natuurlik wat ek vergeet het as natuurlike aas is jou Kariba wurms. Dis 'n super belangrike aas vir al 'n sekere tyd van die jaar. As jy byvoorbeeld 'n wurmpie aansit en jy sit 'n garlic ouser voor op sy neusie, kan jy enige van hierdie vis vang in die dam. Nou onlangs het die dam om self so 'n bietjie uitgewys en hier tot blou kurpers in. So jy vang enige vis met hierdie Kariba wurmpies, van die karps, moddervis wat hier is, die babers, die kurpers, die graskarps. Baie belangrike aas is natuurlik wurms, beskikbaar by enige hengelwinkel in so 'n tipe bakkie. Nou, ons staan hier by Sandveld en toe ons so ingery kom, wat 'n aangename verrassing. Ons sien hier's 'n klomp verbouings en nuwe goed wat gebou is. En hier agter my het hulle splinter nuwe eenhede gebou. En as jy so kan sien daar waar die kamera nou draai, dit is ongelooflik netjies. Daar's ligreëling in, ek sien daar's DStv. Daar's natuurlik dan nou warmwater geriewe en goeders. En wat 'n wonderlike voorreg is dit nie, want nou kan vrou lief saamkom en jy weet en ook daarom die natuur skoon geniet. Jy kan gaan visvang, terugkom vanaand 'n lekker vleisie op die kolle sit. Jy en vrou lief kan lekker daar op die balkonnetjie sit en julle kan julleself geniet. Nou die tariewe nie goed, moet julle asseblief Sandveld bel. Hulle het 'n e-posadres, telefoonnommer, vind die tariewe uit. Kom gerus. Dit wat ek hier gesien het van Sandveld maak my hartjie baie bly, want dit is so lekker om te sien dat ons geliefkoeste dam die voorreg het. En vir die manne wat wil gaan kamp, is daar meer as genoeg plek. So kom Sandveld toe, kom geniet jouself.